is na die skoonfamilie toe. Nou ek weet nie hoekom mense die skoonfamilie noem nie. Dis seker maar in die begin was dit seker maar omdat die eie familie vuil is, ek weet nie. Maar ja, ek weet nie nou hierdie ek wil nie werk nie. Maar dis alright, né? Ons kan ons hard praat. Dan kan niemand sê ek praat te hard nie. Ja, dan gaan dit nou. Kom ons kyk hoop vir die beste. Maar ek dink is omdat jy wanneer jy vir jou skoonfamilie gaan kuier, dan sit jy jou skoonvoetjie, jou beste voetjie voor. Dis ook hoekom, né? Maar dit het nie gewerk vir my skoonma nie. Nou hier nou. Weet jy sê ek het nie 'n Afrikaanse preekie nie. Daar's nie nog 'n preek daar in die ding nie, né? In die mandjie. Nee, dis alright Dirk, dis alright. Nee. Dan moet julle moet verse lees. Kan jy vir my begin opsoek Johanie? Lukas 1 vers 4. Ag 1 Johannes 4 vers 15. 1 Johannes 4 vers. Ek het my Engels Afrikaanse preek by die huis gelos. En ek gaan nou nie vir julle o, jy het hom daar so ja, jy het hom daar so. O ja, dis ook nie waar. Ons kan hom van daar af lees. Prys die Here en daar sê Johanie het net sy bril gesit. Nie ek speel. Prys die Here. Maar dit is nou die ding, jy weet baie as ek Engels spreek, dan vertaal ek die meeste tyd in my kop van Afrikaans na Engels toe, né? So as ek dan veel Afrikaanse woord vra, moet jy nie skrik nie. Want ek is mos nou gewoond as ek vertaal, moet ek vra ook, jy weet. Dat is maar om die gehoor te toets, ja, so. Maar weet julle, ek bid vanoggend. Ek bid vir elke een van ons. Dat as ons 'n religious toets moet skryf, dat ons elke religious toets in ons lewens sal dop. Dat ons elke religieuse toets in ons lewens sal absoluut dop. Dat dit letterlik vir as die vyand ons wil toets en kyk of ons in religion is. En as jy my nie nou verstaan nie, moenie bang wees nie, maar as jy mense ons sien en ons beleef, moet hulle nie religion beleef nie. Hulle moet die Here beleef. Hoor julle, hulle moet die Here beleef. Hulle moet mense beleef wat totaal en al aan Jesus uitverkoop is. Dis wat hulle moet beleef. As mense met ons te doen kry, maak nie saak in watter situasie of omstandighede ons is nie. Dan moet hulle weet, hulle het met iemand te doen wat so oorloop van opgewondenheid oor die Here wat in hulle lewe is, dat hulle dit nie vir hulle self kan hou nie. En dis so 'n slegte ding is, weet, dit klink altyd so van jouself praat, maar ek kan nie voorbeelde uit julle lewens bring nie, want ek wil hoor nie al julle stories nie, verstaan jy? Ek's ook maar bly, maar die punt is, julle hoor ook nie al my stories nie. Maar byvoorbeeld 'n goeie voorbeeld. Saam met 'n Elseke het nou Vrydagmiddag gevlieg, Johannesburg, skoonfamilie Nelspruit. Nee, ekskuus, ek wil praat van Woensdag. Hulle het Woensdag teruggekom van die Kaap af. Kan jy glo? Jetsetters. Maar nou Woensdagmiddag moes ek hulle gaan haal by die lughawe, né? Net om hulle Vrydag weer te vat. Het gou van hulle ontslaag geraak. Julle sien ek's 'n baie goeie organiser. Maar in elk geval. En Woensdagmiddag toe ek nou by hulle by die lughawe moet kry. Toe gaan ek nou vroeg, want ek hou daarvan om liewer te sit en te wag as om te jaag en dit net te maak, soos baie keer. En ek sit daar so en daar stoot dit toe oomie. Maar as ons nou, julle weet mos nou almal as jy by ons massive lughawe, ek bedoel dit hoef jy moet vir mense wat al daar was te verduidelik, dit is net daai vertrek, jy weet, of is net daai deel. Maar daar waar jy sit en wag, waar die spoele soos gaan sit ek heel voor, want ek wil nou die ouetjie sien as hulle inkom die twee. En toe sit daar 'n oom hier naby my, kom mense agter ons, en ek sien hom daar sit, en ek vra toe vir hom, begin toe met hom praat, jy weet, ek weet julle dink ek's 'n baie skaam persoon wat baie moeilik praat, maar in elk geval, en ek vra toe vir hom, nou as jy die drywer van die bus, want dit lyk letterlik, jy sit klomp mense agter ons, ek sit op die linkerkant, so ek sien co-driver en hy sit daai kant. En toe begin ons gesels, toe skuif ek natuurlik nader tot sy vrese toe. En ek begin toe met hom praat oor die Here, swart oom. Begin toe met hom praat oor die hoor of hy die Here ken, hoor of hy 'n verhouding met Jesus het. Op die ouend bid ek vir hom gesels praat. Hy wil politiek praat. Ek sê nee. Ons politiek verskil verseker. Ek sê vir hom in die eerste plek triple BE is die put van hel. Ek sê noem hom my 5 punte so. En hy kyk my so, ek sê presies, nee, het jy dit. Nou wil ek hoor, hoe ken jy vir Jesus? Dit gaan alles oor hom. Want as ons verhouding met hom reg is, dan kan hierdie land maar maak wat hulle wil.
Ons vertrou die Here dat selfs al is dit die grootste, maar daar kan nie groter korrupte mense wees nie, maar al is daar nog groter korrupte mense, dan gaan dit uitwerk vir hulle wat die Here liefhet en na sy naam geroep is, Romeine 8 bid ons altyd. Maar terwyl en hy sê toe, nee, ek moet saam met hom bid, en ek bid nou saam met hom, soveel so, dat daai twee kom, en hulle sien my nie, en hulle loop uit, en hulle staan buite die parkeerarea, en hulle bel my, waar's pa? Ek sê nie, ek sit en wag vir julle hier so buite, jy weet. So, maar wat ek wil sê is, moenie die mense wat jy moet gaan haal op 'n plek heeltemal mis nie. Dis nie noodwendig die wat ek jou wil leer nie. Maar ons moet so, al sê jy, maar ek is nie so baie prater nie. Al voel jy ek is nie 'n baie prater nie, sê ten minste net 5 woorde vir iemand. Sê ten minste net, Jesus is lief vir jou. Hoor julle, sê net iets sodat mense kan agterkom, ons is nie gewone mense nie. Dat mense sal agterkom en besef, ons is nie religious mense nie, ons is godly lovers. Ons is kinders van die Almagtige. Dat hulle nie anders kan as om te hoor en te besef en te weet. Andrew Wommack gebruik altyd die voorbeeld, hy sê as iemand jou aankla oor jou geloof, sal daar bewyse teen jou wees rondom jou. Hoor julle, baie mense by hulle werk, sal die mense saam met hulle werk, of die ouens wat saam met hulle goed doen, sal saam met ons, sal sê, nee, ek sal vir jou gaan getuig, jy's nie 'n kind van die Here nie, ek sal jou loskry. Nee, dit moet nie so wees nie. Verstaan jy? As jy aangekla word omdat jy 'n Christen is om een of ander rede, dan moet daar bewyse wees teen jou. Dit moet 'n done deal wees. Hulle moenie hoef te sukkel, die aanklaer kan net opstaan en as hy die regter sê toe, maar hy het hom met my ook gepraat, hy gaan net choeps, gutter toe. Hoor julle, gutter toe vir Jesus. En dit is wat ek regtig vir elkeen van ons bid. 1 Johannes 4 vers 15. Sê so mooi, hy sê, wie ook al bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. Ons hoofvers is vers 16. Ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het. Ons ken en ons vertrou, bring dit hoor. Ons ken die liefde wat God vir ons het en ons vertrou sy liefde. Ons vertrou hom dat hy vir ons lief is, met ander woorde. God is liefde en wie in liefde bly in God en God bly in hom. Nou moet jy moet nou swaai, jou werk is nou baie ernstig vanoggend. Leon. Hier in die liefde onder ons tot vervulling gekom. Ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê. Met ander woorde, die dag van oordeel sal vir ons pret wees. Dit gaan vir ons massive pret wees. Ons gaan vrymoedigheid hê. Vrymoedigheid is die woord, ek het nou tot my skande die Griekse woord vergeet. Maar die vrymoedigheid is letterlik om moed te hê. Dis nie net sommer net om boldness. Kyk, ons met Engels vertaal dit net boldness. Maar dit is letterlik om moed te hê. Om moed te hê, om durf te hê. Ons sal in die oordeelsdag sal ons moed en durf en vrymoedigheid hê. Ons sal met ander woorde nie vrek bang wees nie. Ons sal nie bang wees wanneer Jesus die dag op 'n wit perd kom en sy tong is soos 'n swaard. En die ander pinkenolsies rondom ons besef hulle is nou in die groot moeilikheid nie. Dan sal ons sê prys die Here. Dit is die einde van hierdie wêreld se stories. Dit wat nou kom is waar ons hoort. Dit nou kom is waar ons moet wees. Ons sal vrymoedigheid hê omdat ons in hierdie wêreld ook soos Jesus is. Is daar nog 'n vers na hom? Ja, daar moet wees. Omdat ons in hierdie wêreld is soos hy. In die liefde is daar geen vrees nie. Dis die ander rede hoekom ons vrymoedigheid sal hê. Want wie gaan kom? Wie gaan ons kom haal en wie gaan weer kom? Jesus, liefde, Seun van God, liefde self gaan kom. En ons gaan daarom vrymoedigheid hê. In die liefde is daar geen vrees nie, daarom is jy nie bang nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf vrees na buite, want vrees het te doen met straf. En die vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Dis die laaste een van daai spannetjie, né? Sit maar so, nee, dis daar nog een. Jy moet elke keer maar so in volgende een sit in geval ek iets mis. Ons het lief. Hoekom? Omdat die Here ons eerste lief gehad het. Hoor julle? Hy het ons eerste lief gehad. As nie 'n gat in my broek of 'n vuil merk, okay, kan ek nie om te draai nie. Ek het al vroeër jare dan trek ek 'n hemp aan.
As ek uitloop en sê jy weer, wow, daai hemp het 'n gat. Dan sê ek, kom sê jy my. Dis so 'n lekker hemp. Maar nou sê jy kan hom nie aantrek. Ek sien mos nie agter my nie. Maar dan, ons het lief omdat ons eerste lief gehad het. En dit is die gebod wat ons van hom ontvang het. Wie God lief het, moet ook sy broer lief hê. Hoor julle, as ons enigstens beweeg, ek is een van daai. Ek is soos in die begin, ek is 'n godly lover. Ek is 'n geliefde van die Here. Ek gaan voluit vir die Here. Dan moet ons broers en ons susters lief hê. Dan moet ons gelowiges veral lief hê. En dan moet ons vir ander mense soveel liefde hê, dat ons hulle van Jesus vertel. Dat ons met vrymoedigheid en met boldness met hulle oor die Here praat. Jy kan maar die volgende opsit nou, Leon, in geval hy daar is. Julle sien die groot ding is, ek wil tog vir julle lees vers 16, wil ek weer lees, maar in die Passion Translation. Onthou, hy sê, we have come into an intimate experience with God's love, and we trust in the love He has for us. God is love. Those who are living in love are living in God, and God lives through them. God lives through them. Julle sien, ons het gekom in 'n intieme ondervinding van God. Want hoekom? Want hy is liefde. Intimiteit het altyd te doen met liefde. Intimiteit sonder liefde is van die wêreld, is van die duiwel, né? Maar in ware intimiteit is deel van liefde. En ons vertrou die liefde wat hy vir ons het. We trust in the love He has for us. Die interessante in die New King James, ek weet nou nie waar dit is, ek het nou die Engels in die voor my, maar in New King James, ja daarbo. And we have known and believed the love that God has for us. Met ander woorde, daai woord kom van pisteo, wat geloof is. Maar geloof en vertroue, ons het dit al baie van mekaar gesê, geloof en vertroue is 100% sinonieme, synonyms. Hulle sê dieselfde ding. As jy glo in God, vertrou jy hom. Ons het dit al so baie keer vir mekaar gesê. Daarom 1 Johannes 4:16 sê nie net, hy sê nie net vir ons net, ek is seker, ek is redelik seker dat ek God lief het, of ek is redelik seker dat God lief is vir my. Nee, dit is, ek vertrou op die Here, ek glo in die Here, ek glo sy liefde vir my. 1 Johannes 4:16, hoor julle, ek glo sy liefde vir my. Ek glo dit 100%. Ek kan daarop staan. Dit is 'n belydenis van my geloof. As ek sê, ek vertrou en ek glo in sy liefde vir my. En dit behoort dit vir ons heeltemal te verander. Met ander woorde, ek wil hê jy moet hoor vanoggend. Ek wil jou nie net aanmoedig om in God te glo nie. Dis 'n gegewe. Dit moet vir jou wees soos borsmelk. Jy's daai klein Joshua, né? Joshua Shalom Gorak. Hy kom van die hoogste rakke af en hy kom en hy drink. En hy drink. As die oulikste foto moes hom eintlik nou hier gehad het, né? Hy gloer so oor hom. Dis omtrent verlede week, toe was hy 2 weke, bietjie minder as 2 weke oud. Ou maar hy kom so vuis, maar sy nek is so styf, so mooietjie so styf. En ek kyk so. Dis is of hy sê so Samuel het, nee, gaan nie sê wat Samuel in die kerk sê nie. Toe hy so 2 jaar oud was hy. Tally weet wat hy gesê het. Maar in 'n geval. Maar verstaan jy net, hy is so sterk, want dit is van al die borsmelk. Ek weet ek het julle al vertel, maar ek het toe die wenaar, my kinders se bors, ek al gesê, ek wil haar eintlik in die melk hou. Want hoekom? As ek dit bemark, en hierdie rugby ouens, en hulle gee daai ouens, as hy halftyd afgaan van die veld af, en hy kry so tot, né? Jesus, as hy daar opgaan, dan breek hulle mekaar, jy weet. As hy een van hulle teen 'n paal vashardloop, dan moet hulle nuwe paale opsit. Want hulle gaan so sterk wees, want saam met Marika was net so. Hulle was stewig, hulle was sterk. Sy was regtig 'n goeie vrou. Julle sien, ons moet vir onsself sê, ek vertrou die liefde van die Here. Ek vertrou sy liefde. Ek glo dat hy vir my lief is. En omdat ek dit glo en vertrou dat hy vir my lief is, daarom weet ek kan sê, ek is vasbeslote om my hart te bewaar van die versoeking om my God, ek vertrou met ander woorde die liefde van die Here vir my so, dat maak nie saak wat in my lewe gebeur nie, maak nie saak wat gebeur nie, ek sal nie toelaat, ek sal nie
toelaat dat dit wat ek sien, my omstandighede, redefinieer hoe ek God sien nie. Hoor julle wat ek sê? Ek sal nie toelaat dat die versoeking, daar's altyd 'n versoeking om te sê, maar hoekom het die Here dit toegelaat? Hoekom het die Here dit gedoen? Die Here doen nie alles nie. Hy bring nie siekte en pyn nie. As hy siekte gebring het, dit is dan vir mekaar gesê, wat dan? Dan is dit sonde om dokter toe te gaan. As hy pyn gebring het, is Pynamol en Dolotram en Tramalexol en al daai dodelike pynpille is dan wat? Sonde. Want as dit die Here se wil is dat jy pyn het, dan moet jy mos nie pynpille drink. Hoor julle wat ek sê? Pyn en siekte, al die goed kom nie van die Here nie. Daarom kan ek nie toelaat dat goed wat op my pad kom, wat my moedeloos maak, en wat my klaar maak, of wat ek voel wat my aftrek, ek kan nie toelaat dat dit my minder laat dink van die liefde van God vir my nie. Aikona. Ons moet beklaar uitmaak vir onsself. Ons God is goed. He's a good God. Hy is goed, beter, beste, het ons al baie gesê. Dit moet my definisie van hom wees. Dit moet my ervaring van hom wees. Al is ek in die grootste moeilikheid en sit ek op 'n plek waar hulle my toesluit en wegsluit. En wat ook al gebeur met my, en jy besef, maar dit is nou nag, dis nou die einde, maar is 'n pynlike lang einde. Soos die Weenader gesê, jy gaan nie net dood nie, dis die grootste probleem. Maar ek is in hierdie onsaglike situasie, moet ek nog steeds vir myself sê, God is goed. Ek gaan tot in ewigheid saam met hom wees. Dan gaan ek gesond wees, ek gaan sterk wees. Julle sien, ons moet sê, ek is vasbeslote om my hart te bewaar van die versoeking om God te redefinieer op grond van my ondervindings. Ek kan nie dit doen nie. God verander nie, hy is altyd dieselfde. Hy is soos Jakobus sê, hy is die een wat elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader van die hemelligte, wat self nie soos dat hulle verander nie. Hy is altyd dieselfde, hy is altyd goed, hy is altyd liefde, hy is totaal mal oor jou. Hy is so lief vir jou dat hy sy beste gestuur het om vir jou te sterf, sodat ons kan opgewonde wees oor hom. Here, nou het ek hier in die kant geskryf, maar ek weet wraggies nie wat ek geskryf het nie. Maar goed, nee, ek vang dit nou. Julle sien, God is so goed. Ek het nou die dag het ek 'n ding gesien, ek weet nie op Instagram of watter gram dit was, was daar kilogram, maar in elk geval. Maar ek het op 'n plek gesien hierdie storie. Dit is 'n ware verhaal vertel word. Maar in geestelik glo ek is dit 'n ware verhaal. Maar dit is die verhaal van 'n oom, hulle het 'n foto ook daar van 2 bejaarde mense. En hulle lyk so dieselfde, die oom is net groot. En hierdie groot oom met klere aan wat op te groot is vir hom, want ek sien hy het nou maar geword. En sy broek hang so en sy baadjie hang, maar sy vrou loop agter hom, maar hy loop so en hy hou hand vas, hy hou nie sy hand vas, en sy sleep was so, maar sy waai so vir al die mense, sy is met ander woorde nie by nie. Jy kan dit sien, sy is nie by nie. En jy kan sien die oom het haar aangetrek, hy het sommer sy klere aangetrek, want die ou broek wat sy aan het hang ook so, en sy het manskoene aan, en sy het ook so baadjie in wat te groot is. En die buurman, hy nuwe buurman wat intrek, sien die oom en tannie elke dag stap. En hy sien hoe sleep hy die tannie, en dan stap hulle maar, en sy loop maar agterna, want die ou sleep haar, en hy's groter as sy, so hy sleep haar. En eendag, toe kon hy net nie, en hy gaan vra, hy sê vir die oom, toe die tannie nou in die huis is, en die oom werk in die tuin, hy sê vir hom, hy stel homself voorpraat, hy sê, maar wat nog meer interessant is, hy vat elke dag die vrou vir 'n stappie. Maar dit lyk nie of sy dit sal van hou nie. Die oom sê, weet jy wat, my vrou het Alzheimer. Dis nie net dat sy nie hou van die stappie nie, sy hou nie van my nie, sy weet nie wie ek is nie. Dis hoekom sy so rem, want sy dink is 'n vreemde persoon wat op dag gaan stap. As ons terugkom in die huis, dan dink sy dis 'n vreemde huis waarin ek kan nou inbring. Sy weet al vir 7-8 jaar niks. Sy's totaal, sy's weg. Nou sê die ou, maar hoekom plaas jy haar nie in 'n plek nie, wat vir haar kan verswy? Sy sê, maar ek sorg vir haar. Dis hoekom ek met haar stap, want dit is goed vir haar gesondheid, dat ek met haar stap. Ek weet is goed vir haar gesondheid, sy gaan langer leef as ek met haar stap elke dag en haar goeie kos gee. En die ander ou sê, hy sê, want jy sien, dis hoe ek stap met haar en ek lei haar so, en ek bring haar terug.
dis vir my 'n geestelike ondervinding om aan te vat want ek weet 7-8 jaar terug was sy mal oorstap. Nou ken sy my nie, maar weet jy wat, ek ken haar. Sy ken my nog nie meer nie, maar ek ken haar. Sy is die liefde van my lewe en ek ken haar. En julle sien, dit is 'n beskrywing van Yeshua, Jesus, ons Here, ons bruidegom. Selfs al sou jy hom vergeet, selfs al sou jy Alzheimer hê, geestelike Alzheimer hê, en jy begin hom vergeet, hy ken jou nog steeds. Hy is nog steeds lief vir jou. Hy het vir jou gesterf. Hy het vir jou gesterf omdat hy vir jou lief is. Daarom wil hy ook hê, jy moet saam met hom stap. Hy wil jou aan die hand vat en hy wil jou lei, want hy weet dis die beste vir jou. Hy weet dis baie gesond vir jou, om saam met hom op die lewenspad te loop. Daarom vat hy jou aan die hand. Dis 'n absolute, daarom moet ons die liefde van God vir ons vertrou. Ons vertroue moet in sy liefde wees, nie eens in ons liefde vir hom nie. Maar ons moet onsself so toelaat om te vertrou en te glo in sy liefde. En die gevolge daarvan is dat ons genees word van totale Alzheimer of enige ander pes wat ons wil keer om die Here te volg. En willingly saam met hom te hardloop en te huppel en bly te wees dat ons saam met hom kan wees. In Prediker, amper sukkel ek, want hier staan nou Ecclesiastes, nou weet Ecclesiastes. Maar Prediker 8 vers 4, Prediker 8 vers 4 sê, waar die woord van 'n koning is daar krag. Where the word of a king is, there is power. Die woord van 'n koning is daar krag. Wie kan vir hom sê, wat doen u? Hoor julle, wie van ons kan vir die Here sê, die koning van die konings is ons Here. Hy is lief vir ons. Hy het sy seun vir ons gestuur. Hy kom sê, jy behoort op my. Hy het jou gevind, jy het hom nie gevind. Die mense soos ek het die Here gevind. Die Here het jou lank al gevind. Hy het gaan lees Efesiërs 1 vers 4. Hy het jou lank al gevind. Met die voor die skepping van die wêreld het hy geweet jy gaan hom vind. En hy's lief vir jou, hy het vir jou gekom, hy het alles vir jou gedoen. Alles vir jou gedoen. Julle sien, daarom moet ek en jy vir mekaar sê, in hierdie lief, ek het as prins vandag, want ek praat baie keer van hierdie Mirror Bible. Maar ek het hom as prins saamgebring, maar kan jy nou nie hier almal noodwendig lees nie. Al die jagters moet jy kan lees. Waar's jou man, hy moet jy kan lees. Maar julle sien, hierdie Mirror Bible sê, hy beskryf dit so 'n bietjie beter, dat die Bybel is niks anders as 'n liefdesbrief vir ons nie. En hierdie liefdesbrief sê, vertrou in my liefde vir jou. Die Mirror het hier op sy voorblad, ek het dit al vir julle gesê, staan daar Mirror Study Bible, né? En dan sê hy, the romance of the ages. Die romanse van die eeue, dit is wat die Bybel eintlik is. Hierdie is net 'n deel van die Nuwe Testament. Maar jy help my ook 'n bietjie kwaai in die Grieks en dan verduidelik hy dit. Maar as awesome, as jy eers begin, dan gaan slaap jy eers 3 uur. Maar die punt wat ek wil maak is die romance of the ages, en dan hieronder het hy so lig, iets so onder in rooi geskryf. Dit is 3 woorde. Apokalipsis, Jesu Christus. Openbaring 1 vers 1, die openbaring van Jesus Christus. Hierdie is die openbaring, dit kom so 6 keer voor, so rondom so geskryf, so rooi onder. Die openbaring van Jesus Christus, die openbaring van Jesus die gesalfde, Christus nie gesalfde, die openbaring van die Messias, Jesus die Messias. Sy openbaring is 'n romance of the ages. Hy wil hê ek en jy moet die openbaring gryp, ons moet dit vat, ons moet nou verstaan ek. Ek hoef nie te worry oor dit of dat nie. Ek hoef nie te wonder oor openbaring, wat in openbaring staan, partykeer van die swart perd en die pink perd, en wat 'n perd ook, daar's nie 'n pink perd hoor, Johan, jy weet, soms op baie paadjies, maar daar, en al die dinge wat openbaring van praat, al die oordeele wat dit is nie vir jou en my nie, want ons het gevat die liefde van die Here vir ons. Onthou, aan die einde gaan ons vrymoedigheid hê. Ons gaan nie vrees in 1 Johannes 4. Ons het klaar ja gesê. En daar is niks wat met ons gebeur, wat moet maak en keer, dat ons nie elke dag opnuut ja sê nie. Niks nie. Daarom moet ons op hom totaal en al verklaar. Die koning verklaar aan elkeen van ons. Vertrou in my liefde vir jou. Vertrou net in my liefde vir jou.
Soos Paulus vertrou het, tot by die dood toe vertrou het, en al die ander ouens. Weet julle, een van die slegste goed wat met die kerk van Jesus gebeur het. Dis hoekom ek baie tydkeer dink, dat dit dalk waar is, want sommige ouens sê ons, kyk die verhaal is in 400 na Christus, het keiser Constantijn ons gedroom, en gedroom van 'n engel wat aan hom verskyn, en die Here sê, hy moet op elke skild van die Romeinse leer, moet hy 'n kruis maak, hulle moet nou Christene word. Maar daar's baie ouens wat sê, dit was nie 'n droom nie, dit was ouens wat vir hom gesê het, daar was toe soveel Christene in Rome, ten spyte van vervolging, dat die ouens het vir hom gesê, as ons die Christene saam met ons het, sal die ou, want daar's nou ander ou wat op pad is van Constantinopel om hom aan te val. Ironie, Constantinopel val hom aan. En die stad is nou hom vernoem, maar die ou wat toe nou daar heers kom om hom aan te val, met 'n massive leer. En toe kom hy tot bekering. En dit laat 'n mens wonder of dit nie waar is nie, want hoekom? Want dis die slegste ding wat gebeur het. Want toe verklaar hy Christendom, die geloof van die staat. Toe word dit 'n staatsinstelling. Hallo, staatsinstelling. Julle weet wat gebeur as iets 'n staatsinstelling is. Dan is dit net gemors. En toe kom maar al die wette en al die reëls en al die swak teologie. Dis hoekom die arme pop wat nou dood is, het nie vir Jesus geken nie. Prys die Here, ek hoef nie te besluit of hy hemel toe is, né? Maar as wat ek alles gehoor het, wat hy glo en wat hy sê, al die ander goede van die woke wêreld staan hy absoluut voor. Maar ek wil nie eens daaroor praat nie. Dis hoekom maar hierdie goed kon gebeur is om te besef, en weet julle wat het ook gebeur? Tot 400 na Christus, tot voor die kerk, goed het dit nog so ruk aangehou. Het die Christendom gegroei soos iets verskrikliks. Maar die oomblik toe dit 'n staatsinstelling word, mense word nie meer gedoodgemaak nie. Dis nou veilig om 'n Christen te wees. Toe raak veiligheid belangriker as om die evangelie te deel. Toe raak veiligheid belangriker as dit wat brand in jou hart. Besef julle dat ons lewe in seker een van die mees affluent, die mees rykste, beste tye van alle tye. 50 jaar terug was daar nie iets soos 'n warm stort nie. Net 50 jaar terug was daar nie warm stort nie. Daar was nie in soveel huise oral 'n warm stort nie. Daar was nie. Gewone mense soos ons. Praat miskien in die koningshuis, miskien was daar 'n ou wat gestaan met 'n emmer op die tweede verdieping op die ou se kop gegooi, ek weet nie. Maar daar was, hoor julle, daar's soveel dinge. Spoeltoilette. Vrouens wat nie by 50% doodgaan van geboortes en alles en infeksie en ek so en hoor julle, ons leef in een van die beste tye ooit. Vir die afgelope 50, 60 jaar leef ons in fantastiese tye. Ek meen, hulle sê ek was so lelik toe ek gebore is. As ek daai tyd gebore is, het hulle al gesê, hierdie is 'n indringer. Hy sê kindertjie af. Maar hoor, ek was glo op, was kindertjie lelik. Ek het dit al vir vertel, ek weet. Ek sê bang julle begin my glo. Maar nou die punt. Ja, sê dit was erg. Ore wat gevrommel is, lang hare op my rug. Ons moet 'n bietjie kyk of hulle terugkom my hare nie. Prys die Here. Ons leef in so 'n wonderlike tyd, maar in die wonderlike van die tyd maak dit ons nie 100% afhanklik is van die Here nie. Ons was ons lywe en ons opgewonde en ons kyk TV en ons gaan slaap. En ons sluit ons deure en as jy ek doen dit nou nie meer deesdae nie. Ek sit net 'n mes in 'n graaf langs my want jy mag nie 'n ou skiet nie. Ek wil nou nie vir Marney bel en vra vir my kom help my 'n gat grawe nie, jy weet. Sal ek sy werk beoefen. Maar nou geval. Maar verstaan jy dit so? Nee, ons het so rustige lewe. Nie so vir my sê, maar daar's dan soveel oorlog. Jy verstaan nie. In die middeleeue en so was daar oorlog, konstant oorlog. Daar was oorlog in die strate oral. Mense is doodgemaak vir niks. Ons leef in fantastiese tye. Maar die tye waarin ons moet herinner aan, is mense soos Paulus wat gesê het, tot die dood toe, Here, tot die dood is vir my 'n wins. Filippense 1:21. Want vir my is om te leef Christus en om te sterf is 'n wins. Dis vir my absolute wins. Dis hoe graag ek by die Here wil wees, sê Paulus.
Passion Translation, my true life is the anointed one. And dying means gaining more of him. Want as ek sterf, gaan ek na hom toe. Dis hoekom Samuel met my, ek weet, ek het dit seker al een keer vir gevra, as ons het daai dag, toe die weer oorlede is, het ons nie van gebid nie. Sê Samuel, maar hoekom het ons nie gebid nie? Ek sê vir hom, Samuel, as ons jou ma daar uit die dood, as jou ma bygekom het en gelewe het, dit sal vir ons nag gewees het. Ons sal in die graads gaan bly het, vir veiligheid. Die Minder Bible vertaal daai Filippense 1:21. Christ defines my life. Christus, die gesalfde een, definieer my lewe. Christ defines my life. Death cannot threaten or diminish what? Nee, die dood maak dit net nog beter vir my. Hoor julle? Die oomblik wanneer ek hier sterf, is ek 100% in die teenwoordigheid fisies. Alhoewel hy reeds fisies by my is, moet ek jou oor en oor vertel, sodat jy dit kan onthou, maar dan gaan jy dit sien. En jy sal sê, as jy dan, meeste van julle, ek dink almal van julle sal na my gaan, hè? Maar die punt is net, is dat, normale omstandighede, maar die punt is dat jy, as jy so voor my in die hemel is, sal jy nogal sê, ek sal daai groot praat en graag wil vertel, hoe kosbaar is dit? Hoe kosbaar is dit? Hy definieer my lewe. Hy is my hele lewe. My lewe gaan oor hom. Die Psalm 90 sê vers 12. Hy sê, leer ons daar so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Leer ons daar so te tel. Leer ons om te besef, ons daar is min, beteken dit eintlik. Met ander woorde, om ons daar, Mana beteken om te weeg, of om te tel, of om bymekaar te bring, om te oordeel. Want hoekom, wat leer ons, sodat ons kan besef, ons daar is min. Sodat ons harte ons wysheid mag bekom. Dat ons met wysheid te besluit neem om reg te lewe vir die Here. Toevallig die woord mene, mana word uitgespreek as mene in Daniel se verhaal, waar die koning van Persië die handskrif in die muur kom. Mene, tekel parsin. Geweeg, en te lig gevind. En toe is dit die einde van die koning. Nee, die Here sê vir elke van ons sê vir die Here, leer ons, sodat ons nie te lig gevind word nie. Leer ons, sodat ons kan besef, hoe kosbaar is elke oomblik wat ons kan gebruik, om te groei in ons verhouding met U. Maar ek wil myself dadelik kwalifiseer en sê, jy hoef nie te groei in jou verhouding met die Here nie. Jy is klaar in verhouding met hom. Hy is binne in jou. Jy moet groei met jou bewustheid van wat is binne aan die gang. Hoor julle wat ek sê? Hy is in jou. Jy snap dit net nie. Jy besef dit net nie. Jy spandeer net nie genoeg tyd met hom, sodat jy sy stem kan herken en onthou nie. En ek weet, jy sal sê, maar dit klink 'n bietjie overboord. Jy wil ek moet nou so voluit vir die Here lewe, dat ek nie moet omgee as my lewe daarmee heen is, of dat iemand my vervolg, of dat my met toue uitmekaar trek. Dit het hulle baie gedoen in die ou dae, perde geval en trek hulle uitmekaar. Dis 'n ernstige ding nou, wat ek so sê met 'n strydgesig, maar hulle het dit gedoen. Mense kan aan vrede goedjies dink, as hulle net bietjie, weet hulle sit en dink waar die wind ontstink, maar hulle doen dit dan. Maar die punt is net, jy kan sê, maar dit is 'n bietjie erg. Ek dink dit is 'n bietjie oorboord gaan. Nee. Die Bybel vertel dit ook. Die Bybel vertel dit ook dat ons so absoluut voluit vir die Here moet lewe. So absoluut voluit vir die Here moet lewe dat mense moet kan weet dat ons is kinders van God. Ons is lovers of God. Ons behoort met alles in ons aan hom. En die Bybel vertel ons dat ons vir hom moet lewe, maar dat ons vir hom moet kan sterf. Romeine 14 sê, niemand van ons leef toch vir homself nie. Niemand sterf vir homself nie. As ons leef ons immers vir die Here. En as ons sterf ons vir die Here. Of ons dan lewe of sterwe, ons behoort aan die Here. Hoor julle? Of ek lewe en of ek sterf, ek behoort aan hom. En of ek lewe en of ek sterf, ek is by hom. Ek vind hom in my en ek is in hom. Ons moet dit aanhoudend vir mekaar sê. Jy moet eintlik 1 Johannes 4 wat ons nou gelees het, vers 14
tot vers 21, moet jy 21 keer gaan lees. Rarig, ek's ernstig, sodat jy snap, ek is in hom en hy is in my. Ek is in liefde en liefde is in my. En dit is 'n massive voorreg. En ons gaan nou die maand van my in, so jy kan dit dan doen, né? Julle het dit nie gesvang nie, maar in 'n geval is alright. Johannes 17 vers 3 sê, hy sê so mooi, Johannes 17, sê so goed, nee, hy kom nog in hierdie ene, jy het nie Johannes 17:3 daar nie, né? Okay, maar goed, kom ek lees hom net vir julle, die Passion Translation sê hy sê, eternal life means to know and experience you as the only true God, and to know and experience Jesus Christ as the Son whom you have sent. Dit is die ewige lewe waarmee ons besig is. Ons het dit al baie vir mekaar gesê, om hom te ken, wat 'n voorreg. 1 Korintiërs 15 wil ons nou lees, interessant, ek het 1 Korintiërs 15, wat 2 Sondae terug gelees, en gesê een keer net, en toe Vrydagoggend, het ek 1 Korintiërs 15 ook net een keer, net gesê, dit was nie eens op die bord, dink ek nie, want hoekom? Want, van die wonderlike is, dit wat Jesus vir ons gedoen het, was ons goeie Vrydag, die 9uur diens, en ons kon 'n goeie Vrydag hê, 'n baie goeie Vrydag. Hoekom? Jesus het vir ons dit kon moontlik maak. Hy het vir ons kon moontlik maak om te kan sê, dood, waar is jou angel? Die dood is verslind. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is sonde. Move hom vir ons, Leon asseblief. Die angel van die dood is die sonde. Dan moet nog eentjie wees, nou. Nou, die aangaan die dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus, vers 57. Met ander woorde, Jesus het dit kon moontlik maak, dat ons in die oomblik wanneer ons sterf kan sê, prys die Here. Prys die Here, want ek gaan na hom toe. Niks belasting eers meer betaal nie, prys die Here. Ek het toevallig nogal, ek dink verlede week vir julle maatskappy Lindsay advertensie gedoen nie, maar in 'n geval. maar dat ek niks worries oor enigiets op hierdie aarde nie. Hoekom? Want ek gaan na iemand toe wat vir my so lief is, dat hy vir my alles gedoen en alles gegee het. Hoor julle? Ek gaan na een toe wat ek 'n hele boek het. Ek het 'n hele liefdesbrief wat vir my vertel hoe lief is hy vir my. En dat hy my graag in sy teenwoordigheid wil hê en graag in my wil wees en ek in hom. Dis die wonderlike. As dit 'n mens was, kon jy gesê het, okay, goed, hy het vir my 'n vliegkaartjie gestuur, die persoon. Ek gaan nou vir hom kuier, maar ek hoop hy's nog steeds in dieselfde. Hy sê nou al spyt dit om hy gaan laat kom nie. Hoor julle? Miskien weer 'n bietjie gesit en dink en sê, maar die ou praat baie. Dit gaan 'n besige tyd wees. Maar hoor julle? Nee, hy's altyd dieselfde. Liefde is opgewonde oor ons. Vader en Jesus is opgewonde. Daarom kan ons sê, dood, waar is jou angel? Jy het geen beheer, jy het geen houvas op ons nie. Geen houvas nie. Want hoekom? Want ons Here het dit moontlik gemaak, dat ons in sy teenwoordigheid kan lewe, kan weet. Hy is 200% vir my. Hy wil die beste vir my. Hy wil die beste vir my. Jy sien, ware liefde is om die liefde van God vir my te vertrou. Ware geloof is dit dat ek God vertrou, dat ek in God glo, dat sy liefde vir my groter is as wat ek ooit kon gedink het. Dit is waarop ons geloof staan. Want ultimately, hoekom het hy dit alles gedoen? Omdat hy vir ons lief is. Hoor julle? Hy het dit vir ons gedoen. En deur dit te doen, die Here het die grootste Vader en die grootste skat wat hy het, sy geliefde seun, sy unieke seun, is eintlik 'n goeie vertaling in Afrikaans, want daar's niks of niemand anders soos hy nie. En hy het hom gestuur om vir ons te, dis hoe lief hy vir ons is. En nou sal 'n ander ou sê, maar as dit nie dalk 'n bietjie dik vir ons almal nie. Nee. Ten spyte van ons, ten spyte van ons Alzheimer en al ons ander geite, feit dat ons hom baie keer vergeet, dat ons nie eens aan hom dink nie, eers 'n bietjie later skuldig voel. Ten spyte daarvan, sal hy ons nog steeds aan die hand vat en vir ons lei, want hy weet, dit is vir ons gesond,
om 'n pad saam met hom te loop. Dit is vir ons gesond dat ons geloofsoefening kry. Hoor julle, hy weet dit. Prys die Here, hy laat ons toe om self ons klere aan te trek. Jy hoef nie, die vrouens hoef nie oom se broek en se baadjie aan te hê nie. Maar al het jy in Jesus se teenwoordigheid, sal dit nie saak maak nie. Jy sien, die Vader gee in Jesus, gee hy vir ons die absolute geloof. Die volle measure van sy geloof gee hy vir ons. Hy plaas sy geloof in ons, Romeine 5:5, sodat ons voluit vir hom kan lewe. Romeine 5:5 sê die hoop is, die hoop is skaam nie. Hoekom? Dan hebben ons kan altyd hoop hê in die liefde van God. Nie net geloof en verder, ons kan altyd hoop in sy liefde, want dit is 'n vaste hoop. Dis nie, dalk gaan dit, nee, hierdie is 'n hoop wat sê dit staan vas. Dit is 'n feit. In Romeine 5:5 sê dan, die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort. Sy liefde in ons harte uitgestort, deur sy Heilige Gees wat hy vir ons gegee het. Prys sy naam. Prys hy, en ek weet, jy sal ook sê, maar ek voel nie so nie. Inteendeel, as ek eerlik is, voel ek 'n bietjie nasty. Met myself en almal om my soms. Dis so right, dis net jou hormone vir die dames. Nee, skus. Ons doen glad nie hormoonuitdrywing hier nie, hoor. Maar dan moet jy dan weer aanvullings kry, en dan is dit eers gemors. Nee, julle sien, die Here het vir ons sy liefde gegee. Hy het vir ons sy alles gegee. Gaan lees maar Kolossense 2 vers 9 tot 10. Hy het vir ons sy alles gegee. En daarom wil ek weer sê, ek bid vir elkeen van ons. Ek bid vir ons dat ons sal nie geheime diens, spesiale mag, wat ook al skelm in die donker, kinders van die Here wees nie. Ons sal blaatant wees. In die vyand se oë sal ons blaatant wees. In die vyand se oë sal hy sê, jy is dan maar lekker stupid. Besef jy nie, die wêreld gaan ergens teen jou draai nie. Dan moet ons vir hom sê, maar weet jy, ek is bekommerd omdat die wêreld so baie van my hou. Want dit, maar moenie jou nie daaroor bekommer nie. Baie keer is dit net die guns van die Here. Ek is net bang, jy sê vir jou baas, hoekom hou jy van my? Die guns van die Here is op jou met tye. Maar as dit oor geloofsake kom, kan jy nie saam met ongelowiges saamstem nie. Hoor julle, jy kan nie. Ek lees op een plek van 'n Jood wat net sê, hy is nie so moedeloos oor die paus wat dood is, die paus, laaste paus, want hy het met die Jode ook gepraat, hy het die rabbies laat kom. 'n Jood is gewoonlik slim, baie slim mense, maar die probleem is, baie slim mense kan partykeer baie dom goed dink en sê, want so, nog meer as wat hy die Jode uitgereik het na hulle, het hy na die moslems uitgereik. Hy het na Hare Krishna uitgereik. Hy het na die Hindus uitgereik. Hy het na die, wat sê ou, Dalai Lama het hy lang gesprekke mee gehad en gekuier, hom gevlieg op sy eie onkoste ensovoorts. Hy het na almal uitgereik, want hy het geglo, die kerk moet een wees. Al die gelowe moet saam wees. Wat 'n konkoksie sal dit wees. Ek is lief vir stew, né? Maar nie so konkoksie nie. Vleis moet darm die meerderheid wees in 'n pot. En daarom moet ons die ware vleis kan eet. Die liggaam van Jesus het ons die voorreg. Die liggaam van Jesus kan ons eet. Jesus sê dis brood. Okay, goed. Laat my net so 'n bietjie toe. Want daar's bloed ook by. Ons kan dit eet en ons kan weet, ons Here het vir ons oorwinning gebring. Totale oorwinning. Dood, waar is jou angel? Wat sê hou, jy het geen hou vas op my nie. Ek is 'n kind van die Almagtige. En ek verklaar oor elkeen van ons. Ek verklaar oor ons elkeen. Ek verklaar oor jou dat jy sal, vanoggend sal jy besluit, al neem jy nie nou fisiese besluit, jy sal later besef, maar ek het 'n besluit geneem dan. Want dat jy sal hoor in jou gees, ek eintlik moet jou in jou gees praat, ek wil jou brein totaal en al bypass. En ek wil vir jou gees sê, die Here is so lief vir jou, so massive lief vir jou. Jy kan jou volle vertroue, jy kan jou volle hoop en jou geloof in sy liefde plaas. Hy vat jou aan die hand en hy loop met jou. Jy kan maar wegkyk en bietjie, jy kan waai vir die ander mense terwyl jy loop. Maar hy lei jou, hy is by jou, hy is lief vir jou. Vader, ons wil U prys vanoggend. Here, ons loof en eer U. Ons loof U naam. Ons weet, Vader, dat Here U is so lief vir ons.
dat Yeshua gekom het en alles vir ons gedoen het, eens en vir altyd. En ons prys U daarvoor. Gesterf, opgestaan, oorwinning gebring, Heilige Gees gestuur, eenmaal. En hy het totaal en al, ons kan amper sê in vandag se terme, oordoen. Ons prys U daarvoor, dankie Jesus. Ons eer U dat ons vanoggend net U woord kan vat en kan sê, dankie Here, dat hierdie woord, hierdie absolute liefdesbrief, hierdie proklamasie van die liefde vir ons, is vir my. Ek vat dit, ek glo dit, en ek gaan daar buite lewe met U liefde. Ek gaan daar buite loop en beweeg en werk en dinge doen en mense besoek en my verantwoordelikhede nakom, maar ek gaan weet, U lei my. U is die een wat my in die hand vat. Dankie Jesus. U is die een wat my herinner. U is die een wat nie omgee dat ek foute maak en droog maak nie. Want U is by my, U is lief vir my, U vergewe my. Ons loof U daarvoor, Vader. U vergewe my, daarom kan ek ander 70 maal 7 keer vergewe, al doen hulle dieselfde ding. Ons prys U naam, Vader. Dankie Jesus. En Here, dankie dat ons kan verklaar vir elke pyn, elke siekte, elke tekort in ons lewens, in ons liggame, vir hulle vir wie ons lief is, vir hulle wie ons ken. Ons kon verklaar genesing in ons liggame. Ons verklaar nou enige siekte, enige ding wat jy het, enige ding waaroor jy dalk bekommerd is. Ons sê nou gesond in die naam van Yeshua. 'n Woord van genesing stuur ek in jou liggaam in Jesus se naam. Ons prys die Here. Prys die Here. Ons kan nie sê goud en silwer het ek nie. Goud en silwer het ek ja. Maar soos Petrus sê, né? Maar ek sê nou vir jou in die naam van Jesus, staan op en loop. Staan op en loop. Staan op uit liggelowigheid. Staan op uit vrees, uit moedeloosheid, uit bekommernis vir die land, en etc. Staan op uit dit en loop saam met Jesus, hy het jou aan die hand. Dit sê daar so in Handelinge dat Petrus het hom aan die hand gevat, die lam, en hom opgehelp. Ek sien hoe hom natuurlik opgepluk het. En hy het hom aan die hand gevat en opgetel. Jesus het aan die hand, hy tel vir jou op en hy sê, nou loop jy. Geen plek vir lammigheid nie. Dankie Jesus. Yes, as die liefde sy liefde jou oorweldig, dan kan jou nie maar bietjie lam word. Maar hy's met jou, hy's by jou, hy's vir jou. Dankie Jesus. Ons loof U Here, verheerlik U naam. Dankie Here, ons vat U seëning oor elke faset van ons lewens. Ons vat die seëning en die gesondheid en die krag en die absolute oorwinning oor elke faset van ons lewens. Ons is uitgesort. Ons gedagtes is nie op en af en hier en daar. Nee, ons is gefokus op U Here. As ons by die werk is, kan ons werk doen. As ons by ons man of ons vrou is, dan kan ons liefde en aandag gee. As ons kinders praat, dan kyk ons vir hulle. Ons is gefokus, want hoekom? Ons Vader se fokus is 100% op ons. En die bewys daarvan is ons Here, Yeshua Jesus. Dankie Here, ons prys U daarvoor. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Amen. Verklaar shalom vir julle. Shalom. Julle sit hier so, en julle sal sê, maar ons is baie min, maar julle is die Special Forces is nooit baie min. Hulle is gewoonlik die minderheid in die army, ja. Die kokke en